Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Ok, Ernest, ga jy met 'n grappie begin? Nee. Ek gaan net normaal praat. Ek gaan net gou vinnig 'n storie vertel wat ek laas week Ek wil sê, dis nie vir ons, daai. Dis nou 'n vars angle. So ek hoor onlangs hierdie storie, en toe dog ek wil hom vandag graag vir julle ook vertel. So dit is hierdie se jong mechanic, hy het nou pas uit die skool uit en hy het nou sy volweek training gedoen by sy oom agter in die erf. En Backyard mechanic. ja, hy het nou sy stukkie papier, ek dink so dalk toiletpapier, maar hy het sy stukkie papier gekry. So hy kry toe nou sy eerste paycheck, wat obviously nie veel was nie, en hy besluit toe hy gaan nou hierdie paycheck vat en hy gaan nou topstoerye gevorme bottel brandewyn gaan koop. Hy ry toe met sy fiets vir 2 redes. Die eerste een is petrol is te duur en die tweede een is hy het nie 'n kar nie. In elk geval, en hy ry toe nou met sy fiets seker so 5 kilometer daar na die drankwinkel toe en hy koop nou met sy klein bietjie geld wat hy het, koop hy vir hom 'n bottel brandewyn. Nou staan hy voor die drankwinkel, nou dink hy moet nou risiko bestuur hierso. Wat as hy nou terugry en hy val en hierdie bottel brandewyn breek? So hy besluit hy gaan hom net daarso klaar drink. Om die risiko te bestuur. En toe hy by die huis kom, toe sy donders bly, hy het dit so gedoen, want hy het 9 keer geval. op pad terug. Praat van 'n self-fulfilling prophecy. Wow. Nou, hierdie storie het eintlik niks met vanoggend se topic uit te Maar dis nou Ek ou maar net jammer gekry, ek vertel nou maar sy storie. Ek weet net vandag, ek weet nie hoekom ek hierdie onthou nie. Kan julle van skool af onthou wat is 'n backyard mechanic in Afrikaans? Nee. Dis 'n chorlapper. 'n chorlapper. So, ek het dis is nie. Ja, ek weet nie hoe ek dit onthou nie, maar in elk geval. Seker trauma of iets. Ek het dit nooit geweet nie, maar ek sal dit volgende keer gebruik in my storie. 'n chorlapper. In elk geval, so as ek nou regtig iets uit daai storie uit moet vat, sal ek sê dit is jy kan enigiets redeneer wat jy wil. Jy kan nou redeneer dat jy dalk gaan val en dan die risiko bestuur deur om die brandewyn te drink, want ons weet dit was eintlik toe nou die risiko gewees. Nou so wat ek gedoen het is ek het bietjie gaan redeneer, maar ek het die feite probeer kry, so ver as moontlik. So ek en 2 ander baie slim ouens daar by Boerfin het gister gesit en die Excel spreadsheets geklap en die calculators, die finansiële calculators, die rookwyler uitgekom om nie net te redeneer oor 'n ding nie, maar so naas moontlik aan die waarheid uit te kom. Nou goed, daar's baie variables in enige komplekse kalkulasie, maar ons het bietjie gekyk, wat is die verskil tussen jou konvensionele belegging, wat jy nou by een van jou groot maatskappye uitneem, of by 'n bank uitneem, en eiendombelegging, bietjie die somme daarop gedoen. So wat ek gedoen het, is ek het gesê, goed, kom ons koop 'n R1 miljoen se eiendom, en ons neem 'n belegging uit, en dan kyk ons oor 'n 20 jaar termyn, wat is die resultate daarvan. So om 'n
miljoen rand se eiendom te koop, ons gaan met die idee dat jy 100% lening gekry, mens kry relatief maklik deesdae 100% lening, so op 'n miljoen rand se eiendom gaan jy omtrent R63,000 se oordragkostes betaal. Dan ook, as jy nou 'n huis koop, so ek praat nou nie van 'n sectional title met baie levies en goed is nie, as jy 'n huis op straat koop, vir R1 miljoen, dan werk die somme maar gewoonlik so dat jy kan hom, veral as jy hom 'n klein bietjie onder markwaarde koop, kan jy hom maklik uitverhuur vir R10,000 per maand. Maar dan gaan jy nou 'n bietjie versekering moet uitneem en 'n bietjie wear and tear en erfbelasting en die goed. So dan gaan jy omtrent R2,000 'n maand moet inbetaal. So dit is hoe my som begin het. Ek het gesê, goed, so nou doen ons hierdie normale belegging. Ons begin met R63,000, want in die eiendom moet jy begin het met R63,000. Dit kos jou R2,000 per maand, so in jou normale belegging begin jy met jou R63,000 en jy belê R2,000 per maand. En dan kyk ons, goed, ek is bly, want dit is nou klomp somme, maar in elk geval. Die punt is, jy moet geld spandeer elke maand. In jou belegging, in hierdie geval, betaal jy net in. Ja, maar ek dink wat ek hier sou hoor is wat jy eintlik sê hoe min jy betaal, want jy betaal vir R1 miljoen se ding wat groei net R63,000 om in die game te wees en R2,000 'n maand top-up van die inkomste betaal meeste van die beleggingswaarde. Nou goed, in jou normale tipe van belegging werk dit mos nou as volg, so jy neem nou vandag jou belegging uit, jy begin met jou belegging, jy begin met die kapitaal van R63,000, jy sit R2,000 'n maand in. Nou daai R2,000 'n maand gaan jaarliks op met omtrent 6%. So hierdie jaar sit jy R2,000 in, volgende jaar sit jy bietjie meer as R2,000 in, en so gaan hy op elke jaar vir die volgende 2 jaar. So in die normale belegging gaan jou laaste jaar se belegging contributions R6,000 'n maand wees. Wat bedoel jy laas jaar vir 20 jaar die bondperiode? Op jaar 20, in jou normale belegging jaar 20 gaan jy R6,000 'n maand insit. Nou dit klink baie, maar ek meen oor 20 jaar het jy daarom al 'n paar verhogings gekry. Die tydwaarde van geld maak geld ook minder werd. Nee. So inteendeel is daai R6,000 per maand wat jy dan insit net soveel werd soos wat die 2000 nou is, want hy gaan met inflasie, plus minus 6% gaan hy op. Daai 6000 gaan vir jou voel soos wat 2000 nou min of meer voel. So nou in hierdie belegging, het jy nou begin met jou R63,000, jy begin R2,000 maand weg te sit, jy doen dit oor 'n 20 jaar termyn, jou contributions word elke jaar 'n klein bietjie groter, en ek het hier gegaan met die idee dat jou belegging groei teen 10% per jaar. So dan, die somme waarop ek hier dan nou uitgekom het, is dat die kapitaal wat jy in hierdie belegging ingesit het, oor 'n 20 jaar tydperk, is R945,000. Dit sluit nou jou R63,000 in en dan al die maandelikse beleggings daarna. Dan, as daai belegging gegroei het teen 10% per jaar, is jou compound belegging, of die bedrag wat jy na 20 jaar sal kan uitkry, markwaarde, is dan R2,8 miljoen, wat jy nou oor hierdie 20 jaar dan kan terugkry. So, die return on investment, maar die simpel, hierdie is nou 'n baie eenvoudige manier van return on investment, ek moet dit nou net bysit, want hy werk nou nie die tydfaktor in nie, en ons 'n klomp goed wat hierdie return on investment nie in ag neem nie, maar basies as jy vat dit wat ek ingesit het oor 20 jaar, en dit wat ek uitkry, wat se persentasie is die twee van mekaar. So jou belegging is dan 200, dit wat jy uitkry is 293% groei, wat jy dan nou gemaak het oor hierdie 20 jaar. So jy kry basies amper 3 keer. Dit wat jy ingesit het, kry nog 2 ekstra keer terug. So net 'n vraag, Ernest, jy wat nou in die bedryf is 10% lewensvatbare waarheid? Kos jy is 0. Ja, worst case. Maar nie worst case nie, ek wil weet, is 10%
Ek weet dit fluktueer die marke, maar as jy kyk na jou kliënte se beleggings, is 10% 'n realistiese nommer, kom ek vra dit so. Ek moet eerlik sê op hierdie stadium nie regtig nie. Alhoewel die beweging is onder 'n miljoen, nee. So ek wil sê jou eiendom Nee, maar wag, jy praat ons nou van die konvensionele belegging. Praat van groei. Okay, ek verstaan. So hier het ons geld nou maandeliks gegee vir een van die groot maatskappye. Okay, yes. En ons hoop vir 'n 10% groei. So na kostes netto groei sien jy baie min dat jy jou 10% plus gaan kry. Is nader omtrent aan 8%. Ons het nou in die COVID tyd obviously gesien dat die goed het getank, maar toe in 1 jaar het dit weer met 24% omtrent teruggekom, maar dit was net 'n correction gewees. Dit is nie jaar op jaar. So mens gaan met die feit dat oor 'n tydperk is jou average 10%. Vir die doel van die oefening ja, maar op jou vraag is dit altyd realisties. Partykeer in goeie markte is dit maklik en in slegte markte nie. Oor 'n tydperk kan jy dit potensieel maak. Maar een van die groot voordele van eiendom teenoor byvoorbeeld 'n aandeel. 'n Aandeel kan 0 word. 'n Eiendom kan op regtig amper as 'n algemene reël op sy slegste 30% verloor van sy waarde of so. Dan gaan jy hom vinnig verkoop. Ek weet dis nou 'n rough estimate, maar 'n eiendom tensy daar 'n aardbewing is en die ding val in en die grond is weg, verloor jy nie tot by 0 nie. In real estate ek moet vir Dousie vra wat het gebeur met sy eiendomswaarde. En ek is ernstig, terwyl wat 'n lokasie om jy ompop, né? So ek wonder wat is in so 'n situasie wat gebeur? Of as jy in Oekraïne is, né? Ja, Wel, okay, dit kan is net daai tot gaan, force majeure tipe goed. Maar dit is nou goed, wat ons sê is, dit is baie unlikely tipe goeders, wat eiendom sy waarde heeltemal laat verloor. Daar gebeur sekere goed, wat dit, kyk, markwaarde is dit wat jy kan realiseer op die oop mark. So dit is die eintlike prys van die plek, jy weet, so en party plekke word omtrent onverkoopbaar, maar dit is hoogs uitsonderlik. Meestal as jy die plek vir 'n bietjie van 'n bargain verkoop, maar meestal oor die algemeen groei eiendomswaardes redelik saam met die ekonomie en soms 'n bietjie vinniger, net so titseltjie vinniger, want real estate is skaars. En as jy nou byvoorbeeld kyk, die punt wat jy nou maak, Marie, is in 2008 toe die markte hulle gat gesien het en die eiendom veral markte, jou aandele het geval en sê maar met 50% minder werd gewees na die crash, maar jou 3-slaapkamer huis het nie 'n 2-slaapkamer geword nie. Hy was nog steeds 'n 3-slaapkamer huis. Dit voel vir my so met my man. En die ander ding is toe huispryse geval het in 2008 en ek 'n huurder was, het my huur nie half 50% goedkoper geword nie. My huur het dieselfde. So die huis waarin ek gebly het minder werd geword, maar my huur het dieselfde gebly. Ja, en dis ook ekonomiese omstandighede gewees wat die huisprys wat val het. So vir meeste eiendomsbeleggers is so iets eintlik, jy praat nou van cream. Dit is nou creaming it. Dit is jy 'n buyer's market. Absoluut. Iemand wat in daai tyd sê ons when the blood's on the floor buy property. Ja. Dit is so solid ding. Die kans dat hy nie recover nie of 0 word is so uiters skraal. Ja. En in 2008 was dit bietjie moeiliker want toe die huismark getank het daai tyd, het die rentekoers ook opgegaan en jy moes geleen het teen 15+%. So die huispryse was laag, maar die bank wou nie vir jou geld geleen het nie. Dit was moeilik om geld te leen. Maar later hier 2019, 2020, toe sien ons weer dat die huismark het geval, maar toe wil die bank vir ons geld leen. Hulle die rentekoers laer gemaak en hulle wou vir ons aggressief geld gee. Terug dan nou gou by die kalkulasie hierso. So ek voel dat as jou geld nou van 945.000 af wat jy totaal ingesit het, opgegaan het na 2.8 miljoen rand, dis nie 'n bad deal nie. Dis definitief nie, dis nie 'n slegte belegging nie. Wat is jou huurinkomste? Daai is op hierdie som. Ja, so daai is vir my die aantreklikste proposisie. Wel, Want ek wil sê jou huis groei nie. Ek wil sê dis 0. Dis ek wil sê as jy worst case in die fisiese bate, maar nou het jy hom afbetaal oor 20 jaar, maar daai huurinkomste wat met inflasie aangepas word. Nee, nie met inflasie, met eskalasie. So jy kan iets toestem wat gewoonlik 'n titseltjie ook hang af, maar is baie keer 'n bietjie hoër as inflasie. Ja, so die ideaal is om omtrent te werk op 1% van die huis se waarde. So op per maand. So dit gee vir jou 'n 12% oor 'n jaar.
Maar 7% is ook nog 'n decent rule of thumb, nee. Ek meen as ek nou 'n bietjie 7% maar nie almal alle eiendom is ewe verhuurbaar nie en nie almal realiseer dieselfde tipe huurinkomstes en sulke goed nie. Ek meen net om 'n fair deal met ballpark kyk wat dan nie jou calculation aan nie. Ek bedoel maar net as jy nou vra wat's algemeen, dan kan selfs 7% nog 'n decent benchmark wees wat 'n goeie return is op jou 7% per jaar. Is nog steeds 'n baie goeie inkomste op jou eiendom. So wat ek dan nou op hierdie som gedoen het, is ek het gesê ons koop 'n huis van R1 miljoen en ons verhuur hom uit teen R10,000 'n maand. So dit is nou die huurinkomste hierso. Ons hardloop ons nou negatief in hierdie belegging. Ons het R2,000 per maand wat ons uit die sak uit moet betaal. Dit kos ons bietjie geld vir die eerste ruk. My kalkulasies het vir my toe nou gewys dat elke jaar gaan jy jou huur 'n klein bietjie opstoot. So jou paaiement bly R10,000. Maar volgende jaar gaan jy jou huur 'n bietjie opsit, so jou R2,000 out of pocket gaan volgende jaar 'n bietjie kleiner wees. En die jaar daarna kleiner, en dit gaan omtrent 4 jaar vat, dan breek jy gelyk. Nou in jou ander normale belegging het jy nou op jou R2,000 al 4 eskalasies gehad. Wat is die teenoorgestelde van 'n eskalasie? Negatiewe eskalasie. Reverse eskalasie. Ja, so jou out of pocket het in jou normale belegging elke jaar 'n bietjie meer geword. In jou eiendombelegging het hy kleiner geword tot hy na 4 jaar 0 was. Goed, so nou is jy nie meer out of pocket nie, nou kry jy actually 'n bietjie geld in jou sak in. So hier's waar die kalkulasies begin tricky raak het. Eerste wat ek gedoen het, is ek het gesê, goed, ons het hierdie R1 miljoen se eiendom gekoop, die eiendom se waarde, die kapitaal, groei teen 6% per jaar, dit is wat Absa fonds sê, eiendompryse plus minus meer groei. Ek voel, as jy 'n eiendombelegger is, moet jy op plekke gaan koop, waar jy dalk meer as die average gaan maak, maar vir die doel van die oefening het ek Absa se woord gevat en gesê, goed, kom ons gaan met hierdie 6%. So dit sê dan vir my dat die eiendom van R1 miljoen, wat ek nie eers 4 jaar aan betaal het nie, se waarde gaan teen die dag wat hy afbetaal is, gaan hy R3,2 miljoen wees. So dit sit my al reeds 400,000 bo die vorige belegging. Maar nou het ek ook inkomste getrek van jaar 4 af, wat elke jaar opgegaan het en meer geword het tot en met jaar 20. So as ek daai maandelikse stukkies bymekaar tel, so of kyk, as ek nou hierdie kalkulasie vreeslik moeilik wou gemaak het, dan moes ek nou gesê het, ek vat daai geld nog en ek belê dit nou in 'n konvensionele belegging in, maar dan het dit nou dalk 'n bietjie die doel verloor. Die ou het te vroeg afgetree. Ja. So daai kom neer op omtrent 1,6, amper R1,7 miljoen se maandelikse stukkies wat ons bymekaar opgetel het in daai 16 jaar tydperk. As ons dit by die som totaal gaan bysit, dan kom ons op 'n totaal van 4,8 miljoen uit. Dit wat jy ingesit het, so goed in die inkomste plus die waarde van. Dis die twee bymekaar getel, ja, jou inkomste wat jy in daai 16 jaar gemaak het, wat jy nie out of pocket was nie, dit bymekaar getel plus die kapitaalgroei van die eiendom. So nou neem ons aan, ons verkoop die eiendom op jaar 20, nou sit ons dan nou met, as ons daai ander geld gespaar het sonder rente, sit ons nou op 4,8 miljoen. Dan die return on investment persentasie, want onthou hierso het ons nou heelwat meer uitgekry as in die normale belegging, maar in die normale belegging het ons 945,000 ingesit. In hierdie belegging het ons die afhanklike R63,000 ingesit en dan nou 'n paar maande, amper 4 jaar se optop. So dit kom op net oor R100,000 wat ingesit is in die termyn. En die return on investment uitgewerk op dieselfde manier gee vir ons 'n nommer van 4,795%. So pretty much 4,800% return on investment. Ja, dit is amazing. So, maar daar's baie assumptions in hierdie. Daar is baie assumptions. En daar's geen risiko in wat jy in ag geneem het. As jy byvoorbeeld vir 3 maande
of jy sit met iemand wat ophou huur betaal, en hulle speel die game teen die eviction, jy moet prokureurskoste, maintenance, hulle neek nog die plek op, en nou moet jy hulle evict, jy kry nie daai geld terug, so daar's ek vat niks weg, jy maak jou punt, maar dit is die tipe goed wat maak, dit is nie net, en byvoorbeeld jy het 'n deposito op jou finansiering, wel die finansiering, dit is die 63.000 rand, so hierso het ons gewerk op 100%. Dit nie die oordragkoste nie. Nee, dit is die oordragkoste, ons het nie gewerk op 100% lening, en 63.000 is jou oordrag. Ek dink dit gaan nog steeds, jy gaan dit uit-even, dit gaan nie daai ding wegvat. Ja, ek wil vir jou sê, die groot geldhuise gaan ook die 10% realiseer nie. So ek wil sê, daai is ook jou benchmark wat jy moet beat, is 10%, daar is nie manier wat jy 10% gaan genereer met hierdie ouens nie. Is nie noodwendig hierdie persentasies van dit nie, want ek dink jy maak nog steeds heeltemal jou punt met 'n eenvoudige voorbeeld is, dit gaan eintlik daaroor dat jy eiendom kan finansier soos geen ander bateklas nie, omdat dit real estate is, wat sy markwaarde so predictable is, dat die bank en omtrent enige ander finansierder dit sal aanvaar as sekuriteit. Presies. Want die statistical likelihood dat hy 0 word, is so weglaatbaar, dat dan wil sê, wel, gee my 'n verband op die ding, dan doen ons 'n deal, nee. As ek nou na die Acacia Boompie bank toe gaan, wat nou lyk soos 'n wifi teken, en ek sê vir hulle, wifi boom, ja. Ja, maar hulle connect nou almal. Hulle vind, wie is dit nou? As ek nou na hulle toe gaan, en ek sê vir hulle, gee vir my 1 miljoen rand, ek wil 1 miljoen rand oor 'n 20 jaar termyn leen, want ek wil Bitcoin gaan koop. Ja, ek gaan nie daai lening kry nie. As ek sê ek wil daai miljoen rand in die aandelebeurs sit, hulle gaan nie vir my daai lening gee nie. Ek het stel kyk gekry toe ek sê ek wil in 'n NFT belê. Dit is 'n drunken monkey, weet jy. Nog snaaks ek nog gekyk. Ja, so daar is 'n paar goeders wat ons sien die tekortkoming van hierdie kalkulasies wat ons gemaak het. Byvoorbeeld die een groot ding wat mense ook in ag moet neem is, die belegging kan byvoorbeeld 'n belastingvrye belegging gewees het, waar jy gaan belasting betaal op die wins wat jy maak op die eiendom. So dit is kalkulasies wat mens nog kan bybring, maar ek dink selfs al doen ek my beste om dit ander kant om te redeneer, gaan ek nie daarby uitkom nie. Ek sal moet redeneer soos die mechanic by voor die drankwinkel, om te kan redeneer dat jy meer geld gaan maak uit jou normale belegging uit as uit die eiendom uit. Maar mag ek daar, ekskuus nie, ek wil net 'n cheeky wees nie, maar ek dink dit wat mense ook goed by sê, is, as jy nou praat van risk en statistics en goeders, dat daar's ook 'n ander kant van dit, dat property het nie die upside wat ander beleggings kan hê. Nou jy's lucky om die regte start-up, of Gillette was klaar groot, toe word hulle great en hulle het vermenigvuldig. Dit kan gebeur met aandele, wat nie in 'n eie, jy gaan nie, partykeer dan bou hulle miskien 'n mall langs waar jy bly, of die buurt brei uit, of jy weet, ewe skielik is jy in Charlesstraat, weet wat, ander naam het nou, Koning Wilhelmina. Nee, ek nie. Nou is jy soos in jy het dalk net 'n huis gehad, en oral Mohammed. om jou het kantore geword. Dis Mohammed iets. Ja, Justice Mohammed. Charles, ja. Ja, maar ek het gegaan van Charles het nou koning geword, ja, dis Ja, want jy kry 'n geval, of jy weet, by die ouens wat in Sandton eiendomme gehad het, toe sê hulle oor, ons gaan 'n goudtreinstasie hier bou, en jy het net 'n woonstel, hier kom iemand en hulle bied jou crazy money aan. Maar die ding ook, soos wat jy sê, 'n aandeel wat oornag 100%, 200, 300, 400, 1000% groei, as jy by 'n groot maatskappy belê, is jou portefeulje so gediversifiseer, dat daai groei gaan afgewater wees deur 99 ander aandele. Of jy soveel risiko moes vat op aandele wat dit nie bereik nie, om by daai ene uit te kom. En dan is dit nie meer hierdie, dan is dit nie meer hierdie som nie. Ja. 'n Ander ding wat ek ook net wil sê, is ek praat glad nie hierso die belegging sleg nie. 'n Belegging is altyd beter as om nie 'n belegging te maak nie. En ek dink daar's 'n plek vir al die verskillende tipe belegging. So daar is die een is definitief nie beter as die ander nie. Die een het dalk meer potensiaal, maar nou moet jy ook vir jouself die vraag vra, is jy die tipe persoon wat 'n landlord wil wees?
is jy die persoon wat daai bietjie risiko wil aanvat, want ons het nou gesê in die eiendomsscenario dat jy was out of pocket 100,000, maar daai 100 kan vinnig 150 word, as jy 'n paar maande nie 'n huurder in het nie. Ja, of jy outsource die bestuur van die eiendom en daai bestuurskoste is so baie en jy het dalk elke nou en dan moet jy groot maintenance doen en so ietsie as ek moet sê wat my altyd my slotsom hiermee is en die een ding wat ek graag sal wil oordra wat ek dink die 'n goeie idee is. My advies vir verskillende mense sal verskillend wees, maar ek dink as mens 20 jaar of meer van aftrede af weg is, sal 'n goeie aanvulling tot jou aftreebeplanning wees om wel daai woonstel of daai huis te hê, sodat jy op aftrede of wanneer hy afbetaal is om potensieel kan verkoop en net 'n ekstra boost by kan wees by jou beplanning en beleggings wat jy reeds in plek het. Dit kom terug by daai ding wat ek so 2 weke terug dink ek gesê het is, as jy mense betaal omtrent 33% van hulle inkomste in huur in, soos ek 'n paar van daai mense kan kry om 33% van hulle inkomste in my aftrede in te sit, dan gaan dit my goue jare baie goud maak. Met 'n vermenigvuldigende effek, want daai 33% betaal lening af van 10 keer, hoeveel keer ook al daai bedrag, en 100 keer daai bedrag, en dit is dan omtrent wat jy uiteindelik regtig opskoor, dat dit is, jy kry 33% se leverage op iets groter nog, ja. So. Presies. En dit is vandag se storie. Vleit jou stories. Dit was lekker. Baie suggewend. Dankie boys, dankie manne. Is altyd lekker. Julle met 'n heerlike naweek hê. Dankie dat jy geluister het. Pas jouself op en ons is volgende Vrydag is dit weer sulke tyd. Arrivari. Ek sien uit. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.